Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. Ons lees natuurlik uit Johannes 13 uit en ons is nou by vers 31. Nadat Judas uitgegaan het, het Jesus gesê: "Nou is die Seun van die mens verheerlik en God is deur hom verheerlik. As God deur hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n kort tydjie by julle. Julle sal my soek, maar soos ek vir die Jode gesê het, sê ek ook nou vir julle, waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is so almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het." Geliefdes, Jesus praat hier van sy kruisiging, wanneer hy praat oor die Seun van die mens wat verheerlik sal word, en oor daai gebeure het ons nou al gepraat en oor die woord gebruik. En dan kom sê hy, ek is net 'n kort tydjie by julle. En julle moet eintlik nou baie mooi luister. Want hier kom 'n belangrike ding. Ek gee julle 'n nuwe gebod. En wanneer Jesus hierdie gebod gee, dan sê hy, dis so almal sal weet dat julle my disippels is. Hy kom gee eintlik 'n kenmerk van die kerk. Hy wil sê die ware kerk is dit. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Geliefdes, ek kyk na wat ons sê oor wat die kenmerke van die ware kerk is. Nee, as ons suiwer woordbediening, die sakramente moet suiwer bedien word. Die kerklike tug moet daar wees. En hiermee wil ons dit in die gereformeerde tradisies sê, dis die kenmerke van die ware kerk. Ander tradisies het ander kenmerke wat hulle uitlig en sê, maar dis die ware kerk. Ek kyk ook in die advertensies wat gemeentes plaas. Jy weet, die dominee moet dit doen, hy moet nou goed kan preek, hy moet hierdie families by mekaar bring, hy moet omtrent op die water kan loop. Maar nêrens in dit staan hierdie ding nie. Julle moet mekaar lief hê. Geliefdes, dit lyk vir my, Jesus het eintlik net een meetinstrument van die kerk. Hy het net een vraag oor die kerk. Het julle mekaar lief? Want as dit waar is, dan gaan die hele wêreld kan sien dat julle disippels van my is. As ons sou kon regkry om dit voluit uit te leef, dat almal in die kerk dit beleef, en maar hier is 'n plek waar ek lief gekry word. Hier is 'n plek waar ek liefde kan uitleef. Dan is ons ware kerk. Ek weet nie hoekom daar in soveel kerke 'n stuk jaloesie is, stuk byt na mekaar, partykeer selfs 'n stuk agteruit. En dis oral, elke kerk, elke liewe tradisie, gereformeerde tradisies, katolieke, charismatiese, maak nie saak nie, elke liewe kerk het dit. En dis nie kerk nie. Dalk moet jy jouself eerlik hierdie ding afvra. As ek vandag hier luister, en die kerk word net aan my gemeet, het ek genoeg lief? Het ek die ander mense wat saam met my in die kerk is lief? Ons het altyd 'n spodding gehad wat ons gesê het, jy weet, jy kan jou vriende kies, maar nie jou familie nie. Wel, dis geestelik ook waar.
Jy kan jou vriende kies, maar ook nie jou geestelike familie nie. God het hulle vir jou gekies, hier is hulle, broers en susters, dis ons mekaar groet in die kerk, nee. Medegelowiges, geliefdes. As die kerk aan jou gemeet word, sal mense dadelik kan sien dat ons Jesus se disippels is. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. En ja, Here, gee ons hierdie tipe liefde in u kerk. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.